Goeiedag dames en heren en welkom in nog een bij de Delbos Academie. Vandaag is het mijn voorrecht om de lieve meneer Eddie Miners, hoofdafrachter van Bristol Rugby Club in Oudtshoorn. Mr. Miners, goedemiddag en dank u voor uw tijd. Goedemiddag aan al die kijkers daar buiten. Ons begin zomaar met meneer vragen. Mr. Miners, ik vraag me altijd die vraag. Kan Mr. Miners het voor die viewers dit achtergrondje geven? Wie is Mr. Miners? Ja, nee, ik is Eddie Miners. Ik is getrouwd met 2 kinders, Blay en George. Ik is ook die hoof van George zijn gevangenis. Ja, en ik is maar in een plaats hier in die Zwitserse wereld. Geboren daar, groot gemaakt en toen George te face. En ja, maar die roots is hier in die Karoo. Moest vergeet die water. Ja, nee. Mr. Miners, die support structure oor die jare. Mr. Miners een beetje, obviously moet daar mensen wees wat jou gejaagd moest doen, kom daar waar je is. Ons allemaal moest maar support structure nodig. So Mr. Miners het een beetje kan meer uitbreiden over die support structure is. Ja, ik denk dat die belangrijke gedeelte is is maar van die gelukkig is dat jy 'n pa aan jou kant gehad het wat jou redelijk streng groot gemaakt het en gesupport het dit wat jy wil bereik. En dan natuurlijk in die rugbykring kan ek net een persoon werklik uitsonder. Dis meneer Henny Baartman. Hy is absoluut ons twee se baie kruis. Was dit die man wat regtig met my pad gestap het. En ons twee, dat is kom ek vandag nog, ek glo daaraan dat as jy mense jou pad kruis en is positief, bring positiewe goed in jou pad, dat jy loyaal moet wees teenoor sulke mense. En dis ons twee se fout. So my loopbaan was, hy is een van die persone wat ek wil uitsonder, wat baie goeie pad saam met U was al aangestel as die Springbok, korrigeer my as ek verkeerd is, as die vroue Springbok afrigter. Ek het 'n bietjie in die hele getree. Vertel ons 'n bietjie van daardie ervaring. Ja, nee, ek is altyd mense kan nie die Here dank vir sulke geleenthede, want almal hoop maar dit kom jou pad, maar as dit kom dan moet jy regtig eer gee en ek wil eer gee aan God. Ek het die geleentheid gehad om saam met die Springbok vroue van 2019 af te werk en ons is 2022 is ons Nieu-Seeland toe vir die wêreldbeker. In daardie tyd het ek die wêreldbeker toe van die UK tot Japan oral. En waar ons Nieu-Seeland geëindig het met die hoogkap. En dit was 'n wonderlike ervaring. Dit is regtig iets waarvoor ek dankbaar is. Okay, so daai meneer sê dat het so na een van jou highlight as nee, kyk, dit is een van my hoogtepunte wat in daai tyd dan leer jy so baie, jy ontmoet so baie mense en jy leer so baie goed. En dit was vir my 'n baie goeie tyd en dis die beste tyd in terme van rugby. Okay. Mr. Miners, u as nou al die afloop van die president vir 3 jaar vanaf 2021. Bristol het 2 semifinale gespeel. Maar jy het toch obviously in die jare is een van die bakpunten om weer tenminste semifinale en finale te speel. Wat ons deur daardie proses hoe jy vasgeval het en waartoe jy gaan vorentoe werk. Ja, dit was 2 seer jare vir ons van die semifinaal. Eerste semifinaal op Heidelberg, jy weet, dit is gelyk op met 1 minuut speeltyd op die klok. En die res is history, skop die bal weg en ons verloor die wedstryd. Verlede jaar teen Pakkersdorp, het is voorgeloop met so 4 minute op die klok en toe gaan die game op van ons af weg. Maar ek glo enige span, jy weet, as jy suksesvolle tyd wil hê nadat jy 'n beker gewen het, dan moet die span saam groei. En het is maklik om in die eerste jaar 'n beker te wen, maar dan moet jy weet dit is net vir
daai tyd. Ek persone. Ja, so oor die jare, oor hierdie 2 jaar glo ons span het verskriklik baie gegroei. Die derde jaar absoluut is die jaar wat ons eintlik gehaai maak het om die beker te wen. En ons dinge lyk goed. Die spanne gees, die ouens verstaan mekaar beter, het 'n paar nuwe ouens deurgekom. En ek dink ons is in 'n baie goeie space op die oomblik, en veral met die toekoms na die beker, want dit is baie ons fokus, ons wil die beker wen, en kom ek is baie eerlik met jou. Brisbane het die beker al hoeveel keer gewen, ander klubs het die beker al gewen. Die groot ding is, wat gebeur na die beker? Kan jy die beker suksesvol defend? En in jou 3 jaar moet jy seker maak jy daai wat jy reg is. Ja. Okay, nee, wel, definitief. Van die paar dagen wat voorbij is, het Bristol gespeeld in All Blacks. All Blacks heeft die opgekomen na 13 jaar. En zoals ik was met die jaar, zoals Samaya gezien was, allebei Spannen, was bij honger geweest. Wat is meneer zijn input rondom zulke grote derbies? En hoe denk je, hoe goed is dit voor de ontwikkeling van sport en Oudtshoorn? En wat de impact heeft dit op die breë gemeenskap in Oudtshoorn? Ja, weet jy wat was vir my baie mooi Saterdag? Ek het op die strand gesit vanaf die derde span. En iets wat my baie geval het, is hoe die spelers van All Blacks en die spelers van Bridgestone, selfs voor die games, mekaar om die hals en grappe maak met mekaar. En jy kan sien, daar is absoluut gaan het oor rugby by hulle. En weet jy, in terme van die gemeenskap, die groot gemeenskap, is dit so belangrik dat ons as toeskouers en ouens wat daar gewees het, dat ons moet daai goed begin uitleef. Daar's te veel beef. Ek glo nou, ek is, en dit is al goed, dat oor die jare saamkom. En Saterdag was vir my 'n vertoonvenster van hoe ons werklik die goed moet doen. Want die spelers, ek het die referee gister gekry in George, en ek sê vir hom, weet jy nou, dit is een ding wat ek vir jou wil sê, dat besef jy, in die grote derby, was daar nie een keer 'n voorval in die A-span, dat die ouens mekaar rondgerig. En dit is absoluut, is amazing, en dit is hoekom ek sê dat, ons as toeskouers, en ons wat in die verlede by die klubs gewees het, ons moet bietjie begin te wegbreek van wat het gebeur, en ons moet begin te kyk, waartoe gaan ons as 'n gemeenskap. En Saterdag het ons Bridgestone se spelers en All Blacks se rugby spelers eintlik vir ons gewys hoe ons moet ons wedstryde benader. Die dissipline, ons het ook met meneer en ek gepraat van dissipline, maar spesifiek by Bridgestone ons ja, ek sien die dissipline is baie goed by Bridgestone. En dit is soms 'n bietjie moeilik om dissipline te aanhaaf, veral by klubs, miskien ook by skole kan jy dit, maar nie by klubs nie. Maar dit is as groot groot ouens waarvan ons praat. Maar wat as coach, hoe doen jy dit, hoe verseker jy dat jy behou daai dissipline binne die klubsstruktuur? Ja, baie goeie vraag. Wat vir my belangrik is dat rugby afrigting moet nie net oor rugby gaan nie. Jy werk hier, ek het byvoorbeeld, vat ook maar 'n simpel voorbeeld, Giovanni Jonathan, ek dink hy is in 1920, die oudste, hy is 19 seker. Giovanni is 'n baie uitstekende rugby speler, baie talent. Maar wat belangrik is in afrigting is dat hoe maak jy seker dat jy hom ontwikkel, dat jy 'n suksesvolle man raak. En dit is wat vir my belangrik is. Al die spelers in die klub. Ja, buitekant as verlede jaar het iemand 'n stelling gemaak, ek wil die klub afrig soos ek 'n trom bestuur. En dit was vir my, kom ons vat dit van wie dit kom. En vir my was dit een ding belangrik, en al die spelers weer, dis dissipline, is vir my Osman, dis my key, want dit vat jou vorentoe in die lewe. Jy gaan vandag ophou speel, en dan moet jy in jou volgende werk, moet jy dissipline kan toepas, jy moet punctual wees, jy moet jou goed kan carry oor as wat jy gaan. En dit is vir my die key thing, is dissipline, want as jy nie dit het, dan kan jy nêrens gaan, jy moet môre met jou pa raak, jy moet kinders groot maak. En aan die einde van die dag is dit vir my, ek het nou die dag gesê, Vrydag aan, dat een van die belangrikste goed is, dat as ek oor 10 jaar, een van my spelers raakloop en hulle sê vir my coach, ek wil gewoon my gesin aan jou voorstel, dan voel ek trots. Want dan besef ek, luister, iewers het jy 'n goeie saad geplant.
So van die spelers het nie daarvan gehou nie, van die spelers is weg van die klub af. Maar aan die einde van die dag het ek een reël vir almal. En ongelukkig is dit soms 'n bietjie te streng vir sekere ouens. Definitief. Ja. Ja, maar hulle moet dit aanpas, hulle moet dit gewoon aan. Ja. Clearly is communicasie, kom ek daar, communicasie tussen jou en die spelers is uitstekend. Ja. Okay, ja, so julle verstaan mekaar. Dan was paar jy nog van 'n afrigting perspektief af. As persoon self, het jy 3 year or 3 to 5 year long term or short term goals? Ja, So jy was persoon, is maar Ja. van die afrigting. Ja. Kyk, ek glo altyd dat jy moet die hele tyd as jy vir jou goal geset het en net hom achieve, dan moet jy die volgende een sien. Jy moet die hele tyd jou plafon kyk. En ja, my 3 tot 5 jaar goal het ek beslissing in plek. Eerstens my seun, hy speel by Britston en dit is vir my belangrik dat hy sy studies klaar maak en dat hy ook op hom eie voete kan begin staan. So dit is vir my die high priority op die oomblik. En dan natuurlik myself is dit om jy weet te kyk waar ek nog verder kan groei. Ek wil nog baie graag weer by SA rugby afrig. Dis my goal in die volgende paar jaar. As ek nou vir ons wil dit daar kom as jy kom was dit op contract-wise, Ja. dat jy nou nie meer daar betrokken was. Ja, dit was meer 'n kontrak en dan die posisie wat ek toe die voltydse posisie by korrektiewe dienste. Okay, dit As was ook wat dit baie moeilik begin maak en so aan die einde van die dag is dit nog eers so weer eens met haar om terug te gaan en bietjie weer nasionaal af te rig. En dan natuurlik as dit die Here se wil is, dan gee vir my die oortuiging wil ek graag die president van die SUDI neer. Ja. Dis 'n goeie een, dis 'n liewe een. Definitief was hoop vir jou dat dit sou kon haasvol. Kyk, dis 'n lekker challenge. Ja, nee, lekker sê dat weer van afrigting af. Ja. Ja, jy is nou Ek glo een ding, ek glo aan dat jy moet ook nie die hele tyd pad toemaak vir ons het moet deurkom. Net soos ek spelers ontwikkel, moet ek ook afrigters ontwikkel. So daar's 'n tyd wat jy moet pad gee. Met afrigters kan deurkom en hulle regverdige plek op inneem. praat van ontwikkeling. Hoe balanseer jy as afrigter jou liefde vir wen, né? Met die ontwikkeling van die jongelinge. Want onthou ek weet met 'n sportperspektief uit baie afrigters is net hulle wil net wen, maar soms dan vergeet ons van die ontwikkeling van grassroots af. Ek het is 'n baie goeie vraag weer eens. Weet jy wat vir my belangrik was toe ek Britston toe kom? Was dat my een ding wat ek gesê dat ek wil altyd die klub se identiteit, die span se identiteit moet behou. So dit moet 'n Britston, dit moet 'n Oudtshoorn span wees. Baie van ons is so by Edmund wen. Dat koop ons 70-80% ons van buitekant af. Nou Saterdag het die span wat goed gedraf het. 12 spelers is van Oudtshoorn wat begin het. En dis die goed wat vir my belangrik is. En dan die volgende ding is 'n speler goed genoeg is hy oud genoeg. Weer eens 'n voorbeeld van Giovanni, men is ons van verlede jaar hom al dopgehou in die derde span, in die tweede span het hy gespeel ook. En is vir my belangrik dat sulke spelers moet deurkom. Natuurlik moet daar goeie balans wees, want dis amateur veld waar ons is. Ons toeskouers is fanaties en die toeskouers kom Saterdag om wen rugby. Maar ek glo as jy die vertroue in jou spelers kan kry, oud of hoe oud hulle ook al is. Daai jong mannetjie moet net weet die coach glo aan my. Jy moet hom freedom gee. Dan gaan jy die sukses kry saam met die ontwikkeling. En op die oomblik dink ek slaag ons reeds goed in dit. Ons het byvoorbeeld ons hakker is 22, ons stit is 22, ons skrimme wat weg is Nali is 19, 20, Giovanni is 20. Soos 'n redelike baie goeie jeug. Wat vir my belangrik is om Britston vorentoe absoluut. baie mooi gestel. Ons amper na by die einde van die interview en dan net so 2 vrae is. Waarvan ook ons doen in die vrye tyd? Obviously Familietyd is vir my belangrik. Dan is ek verskriklik lief vir my musiek. My musiek en lees. Ek hou van baie lees, ek hou van baie research, lees, nasionale werk doen. Ek is natuurlik 'n verskriklike groot, reggae fan. Ek is mal oor dit, Ek het liefde vir al die musiek
maar dit is maar soms is in die kleedkamer kom as hulle ook oor. Die ouens weer reggae, sê dis my kleedkamer, maar ek gewoond aan dit. Maar dit is maar waarmee ek mee besig hou en dan net by die huis. Ek het nie by vriende of kom ek stel. Ek het nie vriende waar ek gaan kuier nie. Ek glo aan my vriende is by die huis. Want in die einde van die dag speel ek so, ek spandeer so baie tyd in afrigting en in die rugby, dat jy soms jou huis afskiet en dis hoekom dit vir my belangrik is, elke kans wat ek kry, wil ek by die huis wees. Ja. Dames en heren, ons is amper klaar. Ons is aan die einde van die interview gekom, coach, vir advies vir jongelinge en of vir die mense vir jou daar buiten. Wat advies kan jy vir as jongere drome te laat waar word? Ek het Vrydag aand in my toespraak het ek gesê, jy weet, is 'n belangrikheid, belangrik in jou lewe dat jy vir jouself goals set. En dan is daar natuurlik 'n paar goed wat saam met dit kom. Die een is harde werk. Jy moet hard werk. As jy kan al die drome hê, maar as jy nie bereid is om hard te werk, ek sê baie vir die spelers byvoorbeeld. Speler moet eers leer, 'n jong speler moet eers leer, staan op in die oggend en gaan werk. Maar dit is iets wat jy binne in jou moet kweek, vervoer. Absoluut. So, vir my gaan dit oor harde werk, en dan natuurlik is dit, dedication, hoe gemotiveerd is jy? Glo jy dit wat jy vir jouself geset het, ek kan dit achieve, want nou die mind is the most powerful thing of the body. So, as jy glo, dan kan jy dit achieve, en ek glo altyd, ek sê altyd, wat jy ook spreek oor jouself, is baie belangrik. Dan die laaste ding van my is natuurlijk om terug te kom wat ons vroeger ook gevraagd het, is discipline. As jy vir jouself 'n doel geset het, dan moet jy voluit gaan vir dit. Soms werk dit nie vir jou uit nie, maar at least kan jy sê, ek het daar probeer. En dan my laaste gedeelte is dat jy moet bid en jy moet vra vir tekens, jy moet vra. Luister, geef my die oortuiging dat dit is waartoe ek wil gaan, maar ons moet droom en ons moet gaan. Definitief. Ja, ek dink ons ten laaste van my kant, gemeenskappe het positiviteit nodig. Ons gemeenskappe het die emosies nodig wat moet deurdree en die ander van die eeuwe van die community afskeep. Want ons het net mekaar in ons eie gemeenskappe. Van buitekant af lyk dit na mense supporters en die ander oorlede. Maar hulle supporters nie eintlik nie. Vir hulle is dit absoluut, dit is vir hulle awesome as hulle sien hoe ons mekaar destroy. So dis hoekom ek is 'n groot believer in unity onder ons mense. En dit is hoekom ek rugby afhou. Want ek wil seker maak ons stuur gesonde mans in ons gemeenskap. Voor ons afsluit, ek het nog gesê, maar die laaste vraag. Wat tel Cup die naweek, eerste weekend? Hoe vorige voorbereidings? Voor baie goed. Ek dink ons is dit wat ons wil bereik het. Ek het gesê dat ons begin met ons campaign van met die liga. Ons wil baie graag in die Patel ingaan met 'n wenkleedkamer. Ons het 3 liga wedstryde gewen, 5 punte in die 3 gekry wat vir ons baie goeie wenkultuur in die kleedkamer skep. En dit is wat ons wil hê. So ons is positief. Ons speel donderdag aan die een van die groot spanne. Botterivier. Dis 'n span wat redelike klomp geld in hulle players instelling. Klomp goeie spelers gekoop het van oral af, maar wat 'n great challenge. Ek het net vir iemand gesê, jy weet, die Patel is hier en ons wil uitstekend doen in die Patel, maar dit is ons wil beter doen as vir hierdie jaar in die Patel. As dit vir ons kan, as dit vir ons beskore is. Maar die eintlike ding is, die Patel wil ons gebruik om weer te gaan na die liga. Want ons groot doel is, ons soek die beker in Oudtshoorn. Nou ons grootstelle, Wessels en sy goeie rugby speler lê. Moes nou maar vir die jaar Saskol. Ook 'n goeie rugby klub moes. Botterivier nou en hulle moes pre-season. Robertson ook 'n goeie span. Ja. So ons glo vertrou en sterkte vir die naweek, coach vir die Patel. En sterkte vir die remainder van die seisoen. Coach het net vroeg Boelens uitgepin. Aan die laat werk. Twee semifinale in die verlede. Ons sal dit altyd nog ons fokus. Ons moet dit vooruit. Sorry? Ja, ek wil net voor jy afsluit, wil ek net vir jou sê baie dankie vir wat jy doen vir die gemeenskap. En baie dankie vir hoe jy ons jonge oudjies ook blootstelling gee. Jy weet, soms gee ons nie genoeg erkenning aan dit. So
baie dankie vir dit. Ek dink dit beteken baie vir ons almal. Baie dankie ako sa waardeer dit. Dames en heren, ons gekom aan die einde van die interview met Dalmas Akademie. Baie dankie en